Panyaza Lesufi oorleef die mosie van wantroue in hom en die Suid-Afrikaanse regering wil die Olimpiese spele hier aanbied. Goeiedag, baie welkom by Afrikaanse Nuusbulletin op Pretoria FM op die 14de November 2025. Ek is Dian van der Berg. Die Gautengse premier Panyaza Lesufi het die mosie van wantroue wat deur die DA teen hom in die provinsiale wetgewer ingestel is, oorleef. Die DA se leier in die provinsie, Solly Msimanga, het die mosie ingedien omdat Lesufi volgens hom nie daarin slaag om die provinsie doeltreffend te bestuur nie. Dit sluit werkskepping, veiligheid en ekonomiese geleenthede in. Uit die 80 wetgewerlede het 24 ten gunste van die mosie gestem, 54 daarteen en 1 het buitestemming gebly. Die regering het R1 biljoen bewillig vir infrastruktuur wat daarop gemik is om die sogenaamde ruimtelike ongelykhede wat daar in die land bestaan reg te stel. President Cyril Ramaphosa het tydens die nasionale konstruksieberaad in Boksburg gesê, die mediumtermyn besteding is die grootste infrastruktuurverbintenis in Suid-Afrika se demokratiese geskiedenis. Ramaphosa het die konstruksiesektor aangemoedig om die belegging te benut en gesê dit kan die bedryf 'n groot hupstoot gee. Die regering het die groen lig gegee om die klein modulêre kernreaktorprogram wat die ontwikkeling van kernkragtegnologie sal toelaat te laat herleef. Die projek is egter in 2010 gestaak na vertraagde tydlyne en kostes wat oorskry is. Die Suid-Afrikaanse Kernkragkorporasie of NECSA sal nou samesprekings met internasionale vennote en beleggers kan voer om die projek verder uit te brei. Die minister in die presidentskap, Kumbutso Ntshavheni, sê die herlewing van die projek sal aan Suid-Afrika die geleentheid gee om 'n kritiese rol in die ontwikkeling van klein modulêre reaktortegnologie te speel. Die regering het voortgesette onderhandelings met die Internasionale Olimpiese Komitee goedgekeur wat die weg kan baan vir Suid-Afrika om 'n bod in te dien vir of die 2036 of die 2040 spele. Die Suid-Afrikaanse Sportkonfederasie en Olimpiese Komitee is in deurlopende gesprekke met die IOK oor die land se moontlikhede. Die regering sê hy glo Suid-Afrika is gereed om die wêreld se grootste sportgeleentheid aan te bied, gegee die beskikbare infrastruktuur. Suid-Afrika het reeds 'n rugby wêreldbeker in 1995, 'n cricket wêreldbeker in 2003 en 'n FIFA wêreldbeker in 2010 aangebied. Die volgende cricket wêreldbeker in 2027 sal weer in Suid-Afrika aangebied word. En Thailand se koning het besoek aan China gebring wat hom die eerste koning van die land maak om die afgelope 50 jaar met sy eweknie China se president Xi Jinping te vergader. Die staatsbesoek kom nadat president Xi die monarg en sy eggenoot uitgenooi het om die 50ste herdenking van die daarstelling van diplomatieke bande tussen die twee lande wat in 1975 bewerkstellig is te vier. Daar is ten tye van die gesprekke ooreengekom om die toekoms in nouer saam te werk. China se behoefte behels meer landbou-invoere vanuit Thailand en beter samewerking in bedrywe soos treinspoorontwikkeling, kunsmatige intelligensie en lugvaart. En dit bring ons aan die einde van vandag se Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM.